Goeiedag lieve luisteraars. Ek groet u weer eens vanoggend in daardie wonderlike naam van ons lieflike Here Jesus. En vanmôre gaan ek 'n bietjie met u praat oor 'n baie interessante vraag en dit is: waar is julle God? Soos die Here dit nou al vir maande lank in my hart werk om oor hierdie onderwerp te praat en net op die dag toe ek besluit vandag gaan ek hieroor praat, het die Here alles so in plek vir my laat val. Ek wil graag vir u 'n aangrypende video wys, kort videoetjie, hy is maar soos is in die 20 sekondes lank, maar is baie aangrypend en laat besef het ons maar net hoe bevoorreg ons is om die ware en lewende God te ken en om te aanbid. En as jy werklike volgeling van Jesus is, vertel dit ook vir ander. Ons lees vanmôre daardie bekende verhaal waar Elia die 450 Baalpriesters uitgedaag het, sodat hulle kon sien wie aanbid die ware en lewende God. En ek wil vanmôre 'n bietjie met u daaroor praat en so 'n bietjie ook uit die praktyk dit vir u bewys. Ons lees vanmôre 1 Konings 18 vers 20 tot 40. Terwyl ek lees, kan u aandagtig volg. Die skrif verskyn op die skerm. En Agab het gestuur onder al die kinders van Israel en die profete op die berg Karmel bymekaar laat kom. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê: hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na. En as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Toe sê Elia vir die volk: ek het alleen oorgebly as profeet van die Here, terwyl die profete van Baal 450 is. Maar laat hulle vir ons 2 bulle gee, dan kan hulle vir hul 1 bul uitkies en dit in stukke verdeel en op die hout sit, maar sonder om vuur te maak. En ek sal die ander bul gereed maak en op die hout sit, maar ek sal geen vuur maak nie. Roep dan die naam van julle God aan, en ek sal die naam van die Here aanroep. En die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees. En die hele volk het geantwoord en gesê: die woord is goed. Verder het Elia aan die profete van Baal gesê: kies vir julle 1 bul uit en maak dit eerste gereed, want julle is die meeste. En roep die naam van julle God aan, maar julle mag geen vuur maak nie. En hulle die bul wat hy hulle gegee het geneem en dit gereed gemaak. En die naam van Baal van die môre tot die middag aangeroep en gesê: o Baal, gee ons antwoord. Maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie. En hulle het rondgespring by die altaar wat hulle gemaak het. En toe dit middag was, het Elia met hulle begin spot en gesê: roep hard, hy is mos 'n God. Hy is seker in gepeins, of hy het hom seker afgesonder, of hy is seker op reis, miskien slaap hy en moet wakker word. En hulle het hard geroep en hulle self volgens hulle gebruik met swaarde en spiese stikkend gekerwe tot die bloed op hulle gespuit het. En toe die middag verby was, het hulle begin raas tot op die tyd dat die spysoffer gebring word. Maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie, en geen opmerksaamheid nie. Toe sê Elia vir die hele volk: kom nader na my. En die hele volk het nader gekom na hom. En hy het die altaar van die Here herstel wat afgebreek was. Daarop neem Elia 12 klippe volgens die getal van die stamme van Jakob se kinders, tot wie die woord van die Here gekom het om te sê: Israel sal jou naam wees. En hy bou met die klippe 'n altaar in die naam van die Here. Daarna het hy 'n sloot gemaak rondom die altaar.
'n ruimte vir omtrent 2 mate saad en die hout gerangskik en die bil in stukke verdeel en bo op die hout gelê. Toe sê hy, maak 4 kruike vol water en gee dit op die brandoffer en op die hout. En hy sê, doen dit vir die 2de maal. En hulle het dit vir die 2de maal gedoen en hy sê, doen dit vir die 3de maal. 3 speel 'n baie belangrike rol. En hulle het dit vir die 3de maal gedoen, sodat die water rondom die altaar geloop het en ook die sloot het hy vol water gemaak. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Here God van Abraham, Isak en Jakob, is eintlik Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat u God in Israel is en ek u knegt, en dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het. Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat u Here God is en dat u hulle hart tot u laat terugkeer. Daarop het die vuur van die Here neergedaal en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer, ja, die water in die sloot, wat in die sloot was, opgelek. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here, hy is God, die Here, hy is God. Maar Elia sê vir hulle, gryp die profete van Baal, laat niemand van hulle vry raak nie. En het hulle gegryp en Elia het hulle afgebring na die spruit Kison en hulle daar geslag, soos mens diere slag. Keel afgesny, kan ons sê. Kom ons bid saam. Here, ons is so bewus daarvan dat U die almagtige Skepper God is. Vader, Seun en Heilige Gees. Here, God van Abraham, Isak en Jakob. God van Israel. God van die Ou Testament en die Nuwe Testament. Ons aanbid U vanmôre, omdat ons weet, U is die alleen wyse God. Daar's niemand soos U nie. Daar bestaan niemand buiten U nie. Openbaar U self vir ons aan ons vanmôre deur U woord in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, daar's heelwat kosbare verse in ons gedeelte, geleesde gedeelte wat ek weer aan u graag sou wou voorhou. Ek gaan net 2 verse aan u voorhou, omdat ons 'n bietjie gaan fokus op hierdie gedeelte in die loop van die boodskap, en dan gaan ek weer die skrif met u hanteer. Ek lees vir u 1 Konings 18 vers 26 en 27 weer eens. Daar staan geskryf, en hulle het die bil wat hy hulle gegee het, geneem en dit gereed gemaak, en die naam van Baal van die môre tot die middag aangeroep en gesê, o Baal, gee ons antwoord. Maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie. En hulle het rondgespring by die altaar wat hulle gemaak het. En toe dit middag was, het Elia met hulle gespot en gesê, roep hard, hy is mos 'n God, hy is seker in gepeins, of hy het hom seker afgesonder, of hy seker op reis, miskien slaap hy en moet wakker word. Elia was baie seker van die God wat hy aanbid, dat God hom sou antwoord en dat God lewe. Ek praat vanmôre met u onder die tema, waar is julle God? Waar is julle God? As iemand vir jou en vir my vra, waar is julle God? Waar is jou God? Ervaar jy hom as 'n lewende God? Hoe weet jy lewe? Wat sal jy antwoord? As ons vir mense wat 'n ander God as ons aanbid vra, waar is julle God? Hoe sal hulle ons antwoord? Hoe weet jy jou God lewe? Waar is julle God? Nou vriende, dis reeds
vir etlike maande sedert die inval deur Hamas in Israel op 7 Oktober 2023, wat daartoe gelei het dat Israel oorlog teen Hamas verklaar het en Gaza ingeval het, dat hierdie gedagte van vanoggend se boodskap in my hart beginne broei het. Daar het oor hierdie tydperk sedert 7 Oktober 2023 net soveel dinge gebeur, dat niemand wat oop oë deur die lewe gaan, nie kon raak sien dat Israel en die Palestynë en alle ander moslimvolke wat vyande van Israel is, verseker nie dieselfde God aanbid nie. Baie duidelik het ons dit gesien. Ons sien dit steeds. Daar het net te veel wonderwerke gebeur oor hierdie jaar en amper 6 maande, dat enige iemand kan ontken of kan twyfel dat Israel die lewende skepper God aan hulle kant het. Ons sien dit, ons het dit ervaar, ons sien dit nou nog. Vriende, daar is so baie om op te noem. Van daardie missiele wat Hamas en Hezbollah afgevuur het na hulle self toe teruggedraai en in hulle midde ontplof. Of dit het in die veld geval, of in die see geval, of Israel het dit met hulle tegnologie wat hulle self ontwikkel het afgeskiet. En dis alles bewyse dat God saam met hulle was en saam met hulle is. Maar aan die ander kant moet ons ook reguit en eerlik sê, ons sien nêrens dat die God van die moslimvolke, en dan praat ek van die Palestynë, die Libanese, Sirië en selfs Iran, wat as vyande van Israel opgetree het in hierdie tyd wat verby is, vir hulle in die bres getree het en hulle ernstig beskerm het nie. Ons sien nêrens dat hulle God lewe nie. Ons sien nêrens dat hulle God hulle beskerm het nie. Alles het vir Israel goed en met talle wonderwerke reg uitgewerk. Maar Hamas en Hezbollah het net pak gekry, kan ons sê. Israel het hulle gedurig uitmekaar geskiet en steeds is Israel nog nie klaar met hulle nie. Israel is een van die kleinste landjies en die kleinste volkies in die wêreld wat optree met die hart van 'n leeu en openlik erken hulle vrees niemand nie, want die God van Abraham, Isak en Jakob, die almagtige skepper God, die God van Israel is aan hulle kant, omdat hulle weet dat hulle God se uitverkore volk is. Hulle weet dit. Al het hulle Jesus Christus verwerp. Hulle weet, God het hulle nie weggestoot nie. Nou vriende, dit mag dalk klink asof ek en ander wat soos ek praat, sonder simpatie en empatie vir die gewone en onskuldige bevolking van Gaza en Libanon en selfs Sirië is. Ek verseker u vriende, dis nie so nie. Dis glad nie so dat ek onsympathiek is nie. Maar ongelukkig het hulle die Hamas en Hezbollah terroriste in hulle land toegelaat. En nou sien almal dat hulle niks vir hulle eie mense omgee nie. Ons sien hoe dat die mense daar in Palestina, hoe hulle betoog teen Hamas, maar ons weet nie of ons dit alles vertrou nie. Maar ons weet hulle het nie vir hulle mense omgegee nie. Hulle het hulle beroof van hulle kos en nou verkoop hulle eie kos aan hulle ten duurste en baie ander dinge. Al hierdie ellendes het Hamas oor hulle gebring. Maar deur die verskriklike haat wat daar in hulle harte vir Israel is, dit het hulle gedryf dat duisende onskuldige mense, ou mense, vrouens en kinders, onskuldige mense, selfs mans, gesterf het in hierdie sinnelose oorlog tussen Hamas en Israel. En steeds is dit besig om sy tol te eis.
Onthou ons praat vanoggend oor die tema, waar is julle God? En daarom wil ek vir u 'n baie kort, hartroerende videoklipie wys. Hy's maar 'n paar sekondes lank, in die 20 sekondes, wat ek op YouTube gesien het. En dit gaan oor 'n Palestynse vrou wat gaan kos soek het. Sy het iewers rondgeloop om kos te koop. En toe sy by die huis kom, toe vind sy dat Israel 'n lugaanval op hulle gebied geloods het en dat die woonstelblok waarin hulle gebly het, gebombardeer is en daar was geen teken van haar man en haar 3 dogters nie. Sy het hysteries gegil en die volgende gesê, sy, Allah is sufficient for us. Met ander woorde, sy sê daardeur, julle sê, ons sê, ek sê, Allah is genoeg, Allah is voldoende vir ons, en dan roep sy, my God. Die skrif is aangeteken by die woorde wat sy uitgeroep het. Waar is hulle God? Nou dat hulle in so 'n krisis is, nou dat hulle hom nodig het, nou dat hulle na hom roep en vra, red ons uit, ons het jou dringend nodig, o wonderlike God wat ons aanbid, ons het jou nodig. Daar is nie 'n God wat hulle kan help nie, daar's nie 'n God wat hulle hoor nie, daar's nie 'n God wat hulle antwoord nie. Dis hartseer, dis baie hartseer. Kyk na hierdie videoklip. Ja, vriende, dit is regtig baie hartroerend, maar dis die misleiding van 'n valse godsdiens wat daartoe lei dat mense 'n dooie God aanbid, 'n God wat nie bestaan nie, 'n God wat hulle nie kan red nie. Ons sien mos, hulle aanbid 'n God van haat. Daarom is daar soveel wraak en soveel wreedheid in hulle lewens. Die hele optrede van hierdie moslimvolke is sonder gevoel, dis sonder emosie wil ek amper sê, is die wreedste nasie denkbaar. En daarom sien ons dan, daar is net een ware, lewende en almagtige God. Weet jy wat, vriende, die woord van die Here verklaar homself aan ons. Dis die wonderlike van die God wat ons aanbid. In Jesaja 43 vers 10 en 11 sê die Here God self, julle is my getuies, spreek die Here, en my knegt wat ek uitverkies het, sodat julle kan weet en my kan glo en insien dat dit ek is. En hoor nou hoe sê die Here, voor my is geen God geformeer nie, en na my sal daar geen een wees nie. Ek is die Here, en daar is geen heiland buiten my nie. In Jesaja 44 vers 6 staan daar, so sê die Here, die koning van Israel en sy losser, die Here van die leerskare, ek is die eerste, en ek is die laaste, en buiten my is daar geen God nie. God sê self, hy is die enigste lewende God wat bestaan, en voor hom was daar geen ander God geformeer nie, en na hom sal daar geen ander God wees nie, en daarom is daar buiten hom geen ander een nie. Dit is 'n groot gedagte. Die woord spel dit uit. Die woord van God sê vir ons, hy is God, hy is alleen God, en buiten hom is daar geen ander God nie. Maar vriende, moenie probeer raai, hoe het God tot stand gekom nie? Want die woord sê, God bestaan van alle ewigheid af, en in en deur hom het alle dinge tot stand gekom wat bestaan, en sonder hom kon niks ontstaan nie, want hy het alles uit niks geskep of uit niks gemaak nie. Dis 'n groot gedagte.
As God nie daar was nie, dan was daar niks. En God het alles wat bestaan, het hy geskape uit niks, want God was altyd daar. Die God wat ons aanbid, sy karaktereienskappe leer ons dat hy die enigste God is. Kom ek noem vir julle 'n paar van sy karaktereienskappe. Hy is die allerhoogste God. Genesis 14 vers 18 tot 20. Allerhoogste beteken, hy is die belangrikste God en hy is die grootste God, want hy is die enigste God. Hy is die allerheiligste God, met ander woorde, is 'n heilige God wat ons aanbid. Daarom haat hy sonde en straf hy sonde, Hosea 12 vers 1 en so ook Psalm 47 vers 3. Hy is die alomteenwoordige God. Hy sit op sy heilige troon ver bo die son en die maan en die sterre, en sy voete is gegrondves op hierdie aarde, en hy sien alles, en hy hoor alles, en hy weet alles. Hy sê, alomteenwoordige God, Psalm 139 vers 7 tot 21. Hy is die alsiende God. Hy sien alles, sy oog mis niks. Psalm 33 vers 18 en so ook Psalm 11 vers 4. Kom ek lees dit vir u. Die Here is in sy heilige paleis. Die troon van die Here is in die hemel. Sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders. Sien nie, die Here is in die hemel, maar sy oë sien en sy ooglede toets die mensekinders. God is alwetend. God weet eenvoudig alles. Handelinge 1 vers 24 en Psalm 139 vers 1 tot 4. Hy weet alles van jou lewe en hy weet alles van almal se lewe en hy weet van alles wat in die wêreld gebeur. God is die almagtige. God het alle mag en krag en gesag. Psalm 17 vers 1 en Job 3 vers 8. God is 'n ewige God. Hy bestaan van alle ewigheid af en sal bly bestaan tot in alle ewigheid. Genesis 21 vers 33 en Psalm 90 vers 2. Hy is die onsterflike God. Hy kan nooit sterf nie. 1 Timoteus 1:17 en 1 Timoteus 6:16. Hy is die onvergelykbare God. Daar's niemand wat met hom vergelyk kan word nie, want hy is alleen die volmaakte God. Jesaja 40 vers 18, vers 25 en 26. Maar hy is ook die regverdige God. Daar's niemand so regverdig soos God nie. Psalm 145 vers 17. En dan natuurlik die liefdevolle God, wat jou en my eerste lief gehad het, wat ons lief het met 'n goddelike liefde, wat sy seun vir ons aan die kruis geoffer het, om vir ons sondes te betaal. 1 Johannes 4 vers 19, Romeine 5 vers 8. Hy is die genadige God. Hy is die God wat baie van ons verdra, wat geduldig is met ons, Exodus 34 vers 6. En hy is die skepper God volgens Jesaja 40 vers 28. Ons praat natuurlik ook van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En die eerste vers waar ons lees van God drie-enig is in Genesis 1 vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. En laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Laat ons mense maak na ons beeld en gelykenis. Nou vriende, mense vra vir my, hoe weet ons aanbid 'n drie-enige God? In die Ou Testament lees ons baie duidelik. God die Vader was teenwoordig in die midde van sy volk. Moses het hom ontmoet op die berg. God die Vader. Jesus was daar en die Heilige Gees was in die Ou Testament, maar nie so duidelik sigbaar nie. En dan lees ons in die 4 evangelies wat die brug is tussen die Ou en die Nuwe Testament. Lees ons in Matteus, Markus, Lukas en Johannes van Jesus se geboorte, van Jesus se goddelikheid, van Jesus se bediening en van Jesus se kruisiging en sy opstanding en sy hemelvaart. En dan lees ons in Handelinge van die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. En ons leef nou in die Heilige Gees dispensasie. Sien nie, Vader, Seun en Heilige Gees. Jesus is die enige gebore seun van God. Jesus was ook van altyd af daar. Die Heilige Gees was ook van altyd af daar. Jesus sê, voor die berge gebore was, is ek, sê hy. Jesus is God. Jesus is die volmaakte offerlam van God, wat vir ons sondaars gesterf het aan die kruis. Johannes 1 vers 29 sê, die volgende dag
sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf vir ons sondes. Geen ander God het 'n seun nie. Al die ander afgode wat mense aanbid het nie 'n seun nie. Net God, die almagtige skepper God, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van Israel, ook jou en my God, het 'n seun, sy naam is Jesus Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe volgens Johannes 14 vers 6. Jesus alleen red, niemand anders kan red nie. 'n Kerk kan nie red nie, kerklidmaatskap kan nie red nie, goeie werke kan nie red nie, net Jesus Christus red. Hy is die redder wat na hierdie wêreld gekom het, om jou en my as sondaars te red. Sonder Jesus is almal verlore. Efesiërs 2 vers 12 sê, as jy nie Jesus het nie, het jy geen hoop nie, as jy ook sonder hoop, sonder Jesus, sonder hoop, sonder God in hierdie wêreld, volgens Efesiërs 2 vers 12. Want hy is die enigste saligmaker van die mens, Johannes 4 vers 42. Ons sal nooit saligheid kan ontvang nie, ons sal nooit ewige lewe kan ontvang sonder Jesus Christus nie. Jesus versoen sondaars met God. Want met die sondeval, en ek het dit al baie gesê, daar 'n totale verwydering tussen God en die mens gekom, vanweë sonde. En net Jesus is in die middel, hy kan die God en die mens weer met mekaar versoen, deur sy offer wat hy aan die kruis gebring. Ek lees vir die Romeine 5 vers 10 wat sê, want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Jesus tree ook vir ons in by die Vader. Hy doen vir ons voorspraak by die Vader. Hy is ons middelaar tussen ons en die Vader. Kom ek lees vir die een vers, 1 Johannes 2 vers 1 wat sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Daarvoor is Jesus daar, om nou vir jou en my in te tree. Wanneer ons bid, Here Jesus, vergewe my sondes, dan vergewe hy ons. Jesus is ook God, volkome. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord in hoofletters, en die woord was by God, die woord in hoofletters, en die woord is God. Vers 14 sê, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Jesus is God. Maar die Heilige Gees is ook God, vriende. En daarom oortuig die Heilige Gees sondaars van sonde, geregtigheid en oordeel, volgens Johannes 16 vers 8. En die Heilige Gees maak sondaars nuut, wat Jesus aanneem as hulle verlosser en saligmaker, want hy bewerk wedergeboorte in ons harte. Hy kom haal hierdie vuil, sondige, klipharde hart uit, en hy gee vir ons 'n nuwe geestelike hart, ons 'n geestelike hart, ons het 'n vleeslike hart, maar ons ontvang 'n nuwe geestelike hart by wedergeboorte. Gaan lees 'n bietjie Johannes 3 vers 3 tot 6. Nou vriende, maar een van die wonderlikste feite is dat God, die Almagtige, 'n God van wonderwerke is. Hierdie God wat ek en jy aanbid, is 'n God van wonderwerke. As jy hom nog nie ervaar het as 'n God wat wonders kan doen nie, dan weet ek nie of jy waarlik met hom wandel nie. Ek ervaar dit van dat ek die Here Jesus as my verlosser leer ken het. Hy's 'n God van wonderwerke. Hy doen wonderwerke in mense se lewens. Dis nie altyd groot nie, maar die Here lewe en hy handel lewend met sy kinders. Vriende, soos ek reeds in die begin gesê het, Israel aanbid steeds die ware lewende God. Hulle erken net nie Jesus Christus as hulle saligmaker en as hulle koning en verlosser nie. Hulle het hom verwerp en daarom het hulle hom gekruisig. Maar dan gaan 'n dag wees wat die Here hulle ontsluier en gaan hulle hom aanneem. Maar dis juis hierdie ware, lewende, almagtige skepper God wat Elia aangeroep het, daar toe hy die Baal priesters uitgedaag het. Die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van Israel, hy het daardie God aangeroep. In ons geleesde gedeelte sien ons,
Hy roep hom aan as die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van Israel. En hy daag daar die 450 Baalpriesters uit, om te sien wie van hulle die Baalprofete aan die een kant, of hy, op daardie stadium was hy alleen die ware God aanbid, sodat almal self kon beleef wie die ware en lewende God is. Hy daag hulle uit, hy sê, Here, openbaar u aan die volk, dat hulle na u toe kan terugkeer. Nou vriende, ek wil net eers, baie kortliks, 'n bietjie agtergrond van hierdie hele verhaal vir u gee. Die volk Israel het onder die koningskap van koning Agab van die Here afvallig geword, want hy was 'n afvallige koning gewees, hy was 'n goddelose koning gewees. Hy was heel moontlik een van die goddelooste konings gewees. Dit het natuurlik hoofsaaklik onder die invloed van Isebel, met wie Agab getroud was, sy heidense invloed plaasgevind, want sy was 'n absolute heiden gewees. Isebel se pa, Edbaal is sy naam, was koning van die Sidoniërs, wat 'n land van die Baals was. Hulle het die Baal afgoddiens daar beoefen. Dit wil sê, Isebel het onder die Baal afgodediens, het sy groot geword. Sy het al daardie invloede in haar lewe ervaar, net soos wat die Palestynë en al die moslimvolke daardie afgodediens wat hulle het, wat hulle aanbid, aanvaar. Hulle het onder die invloed daarvan groot geword. Hulle is van kleins af daarin gedrul en opgevoed. Maar gelukkig is daar baie van hulle wat deur die Heilige Gees oortuig word van sondegeregtigheid en oordeel. En dan neem hulle Jesus Christus aan, omdat hulle hom ervaar as 'n liefdevolle God. 'n God wat vir hulle omgee, wat vir hulle lief is, wat vir hulle eerste lief gehad het. En terwyl hulle huidiglik 'n God aanbid van haat en wraak. Onder Isebel se invloed bou koning Agab 'n Baaltempel in Samaria. Hiermee het Agab die Here natuurlik geweldig geterg. Hy het die Here uitgetart, kan ons sê. Dit het vir Elia as profeet van God baie gegrief, waarna hy reguit vir Agab gesê het, dat daar geen dou of reën in Israel sal val nie, want God maak die reën en nie die Baals nie. En daarom sal daar droogte oor Israel kom. En van daardie dag af moes hy vlug vir sy lewe, en het hy sy rug op Agab gedraai. Elia moes dadelik vlug, want Isebel het gedreig om hom te laat doodmaak, want sy het natuurlik nie van sy opmerkings gehou nie, en die feit dat hy 'n ander God as sy dien nie, want sy wil die Baal afgodediens in Israel kom vestig het. En daarom het Elia in opdrag van God, het hy na die spruit Krit gevlug, oos van die Jordaanland, en hy daar gaan skuil, waar daar genoeg bosse was, nie net genoeg water nie, maar genoeg bosse waar hy homself kon wegsteek, waar hy kon skuil. Daar kon hy uit die spruit Krit water drink, en wat vir my so kosbaar is van hierdie verhaal is dat die Here die kraaie gebruik het om vir hom soggens en saans brood en vleis te bring. Een van die skrywers sê, ek weet nie waar die kraaie die brood en die vleis gesteel nie, maar hulle het dit iewers gesteel en vir Elia gebring, totdat die spruit opgedroog het. Nou dit was volgens beraming minstens 3 jaar wat hy by daardie spruit geskuil het. En op hierdie wyse het Elia geloofsreus in die Here geword, want hy het die God van Israel vir byna 3 jaar, en ons moet sê vir 3,5 jaar aan die einde van die dag, het hy hom as 'n voorsienende, beskermende en lewende God ervaar. 'n God wat vir hom gesorg het, wat vir hom voorsien het, wat hom beskerm het. En God lewe. Daarvandaan is hy na Sarfat, en die weduwee het vir hom kos gegee, en hy het haar olie vermeerder. Hy het daarna 'n seun wat sterwend was, het hy op hom gaan lê en vir hom gebid, en hy het weer lewend geword. Koning Agab en die volk
was natuurlik kwaad vir Elia, omdat hulle hom verkwalik het, dat die droogte en die hongersnood wat oor Israel gekom het, sy skuld was. Alles is nou skielik Elia se skuld. Intussen het daar die bose vrou Isebel die profete van God laat uitmoor, maar Obadja het 100 profete van die Here in 'n spelonk weggesteek en vir hulle daagliks met brood en water onderhou. 'n Wonderlike verhaal eintlik as 'n mens dit nou bestudeer. Na 3 jaar en 6 maande stuur die Here vir Elia terug na Agab toe, want die Here wou weer vir Israel reën gee, het gesien hoe hulle swaar kry in die droogte en die hongersnood, en hy wil weer vir Israel seën. Is dan maar God van genade wat ons aanbid. Agab en Elia kom in ontmoeting met mekaar, hulle sien weer van oog tot oog mekaar, en Agab beskuldig Elia dat dit alles sy skuld is, en Elia ontken dit. Maar Elia gebruik hierdie geleentheid om met die toestemming van Agab die 450 Baalpriesters en die volk van God Israel op die berg Karmel, wat 'n gebied van heuwels en dale, bosse en tuine, 'n waterryke streek en bekend vir sy skaduwees was, om daar te ontmoet op die berg Karmel. Die berg Karmel speel 'n baie belangrike rol in die Bybel, en veral in die Ou Testament. Hier begin Elia met die konfronterende vraag aan die volk. En hoor nou hoe begin hy hierdie hele gedeelte wat ons gelees het. Ek wonder of jy dit nog onthou. Kom ek lees vir u 1 Konings 18 vers 21 en 22. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op 2 gedagtes? As die Here God is, volg hom na. En as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Sien nie hoe is hulle geïntimideer deur die Baal afgodediens, Isebel en Agab, hierdie goddelose koning en sy vrou. En dan sê vers 22, toe sê Elia vir die volk, ek het alleen oorgebly as profeet van die Here, terwyl die profete van Baal 450 is. Selfs die volk is verlei deur die Baal afgodediens. Maar Elia daag hierdie 450 Baalpriesters uit om al 2 partye, hy aan die een kant en die 450 Baalpriesters aan die ander kant, 1 bil aan sy God te offer. Daardie bil moet voorberei word, die altaar moet voorberei word, maar hulle mag nie die hout van daardie offer aansteek met vuur nie, hulle moet wag op die vuur van hulle God. Dit was die uitdaging. Julle kan die hele altaar voorberei met sy hout, met die bees wat julle in stukke sny, maar net die vuur, die moet julle God aansteek. Nou ons het weer eens gelees hoe Elia hulle uitgedaag het en met hulle die spot gedryf het, want hy het geweet hulle God bestaan nie. Hy het geweet dis 'n dooie God, hy het geweet dis 'n afgod, hy het geweet dis 'n God wat nie ore het nie en 'n God wat nie oë het nie, ofwel hy het dalk ore maar hy hoor nie, hy het oë maar hy sien nie, hy het 'n mond maar hy praat nie. Dis 'n dooie God. 1 Konings 18 vers 25 tot 29. Verder het Elia aan die profete van Baal gesê, kies vir julle 1 bil uit en maak dit eers gereed. Want julle is die meeste, en nou sê, en roep die naam van julle God aan, maar julle mag geen vuur maak nie. En hulle die bil wat hy hulle gegee het, geneem en dit gereed gemaak, en die naam van Baal van die môre tot die middag aangeroep en gesê, o Baal, gee ons antwoord. Maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie. En hulle het rondgespring by die altaar wat hulle gemaak het. En toe dit middag was, het Elia met hulle gespot en gesê, roep hard, hy is mos 'n God, klein lettertjie God, hy is seker in gepeins, of
hy het hom seker afgesonder, of hy seker op reis, miskien slaap hy, en moet hy wakker word. Hy's dood, vriende, hy slaap nie, hy's dood. En hulle het hard geroep, en het hulle self volgens hulle gebruik met swaarde en spiese stikkend gekerwe, tot die bloed op hulle gespuit het. En toe die middag verby was, het hulle begin raas tot op die tyd dat die spysoffer gebring word, maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie, en geen opmerksaamheid nie, 'n dooie God, wat nie praat nie, wat nie reageer nie, wat nie antwoord nie, wat niks vir hulle kan doen nie. En dit bring ons by die bewys, die Almagtige, dat God, die Almagtige, is 'n God van wonderwerke, is 'n God van wonders. Die Bybel leer dit vir ons, die een wonderwerk op die ander wonderwerk, want God is 'n God van wonderwerke. In Konings 18 vers 30 tot 29, toe sê Elia vir die hele volk, kom nader na my, en die hele volk het nader gekom na hom, en hy het die altaar van die Here herstel, wat afgebreek was. Daarop neem Elia 12 klippe, volgens die getal van die stamme van Jakob se kinders, tot wie die woord van die Here gekom het om te sê, Israel sal jou naam wees. En hy bou met die klippe 'n altaar in die naam van die Here. Daarna het hy 'n sloot gemaak rondom die altaar, 'n ruimte vir omtrent 2 mate saad, en die hout gerangskik, en die bil in stukke verdeel en bo op die hout gelê. Toe sê hy, maak 4 kruike vol water en giet dit op die brandoffer en op die hout, en hy sê, doen dit vir die 2de maal, en hulle het dit vir die 2de maal gedoen. En hy sê, doen dit vir die 3de maal, en hulle het dit vir die 3de maal gedoen, sodat die water rondom die altaar geloop het, en ook die sloot het vol water geraak. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Here, God van Abraham, Isak en Israel, dit is Abraham, Isak en Jakob, later het Israel Jakob geword, laat dit vandag bekend word dat U in God in Israel is, en ek knegt, en dat ek al hierdie dinge op U woord gedoen het. Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U Here God is, en dat hulle hul hart tot U kan laat terugkeer. Daarop het die vuur van die Here neergeval, en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer. Ja, die water wat in die sloot was opgelek, en toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here, Hy is God, die Here, Hy is God. Die God, die almagtige God, die enigste God, die ware God wat ek en jy aanbid, Hy is God. Vriende, onthou net, alle ander gode is dooie gode. Daar bestaan geen ander God behalwe as die almagtige skepper God nie. Die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van Israel, die ware lewende God nie. En nou wil ek die vraag vra, dink jy nie, dis nou die tyd vir al die ander volke in die wêreld om kennis te neem dat daar net een ware lewende God bestaan en dat al die ander gode dooie gode is nie. Die wêreld moet kennis neem, daar is net een God. Die Here praat met die wêreld deur hoe hy Israel beskerm, en hoe hy met Israel is, en hoe hy vir Israel gesag en wysheid en kennis gee om op te tree. Daarom roep hulle nou in Gaza na hulle God, maar hy red hulle nie, want hy bestaan nie, hy's nie daar nie, hy lewe nie, hy kan hulle nie red nie, hy kan hulle nie help nie. Alles word rondom hulle stikkend geskiet, mense word doodgeskiet, hulle roep na hulle God, maar hy hoor nie, hy antwoord nie, hy soos hierdie Baals, hy antwoord nie, hy help hulle nie. Dis natuurlik die God van Israel, wat ek en jy ook aanbid. Maar ons aanbid nie net God die Vader nie, ons aanbid hom deur sy Seun Jesus Christus,
en die Heilige Gees. In 1 Johannes 5 vers 7 is seker die kosbaarste vers wat elkeen van u moet onthou. U moet dit memoriseer, daar staan, want daar is 3 wat getuig in die hemel. 3, naamlik die Vader, die Woord in hoofletters en die Heilige Gees, en hierdie 3 is 1. Naamlik die Vader, die Woord in hoofletters, in die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Dis Jesus. En die Heilige Gees, en hierdie 3 is 1. En daarom sien ons, vriende, dooie gode kan nie red nie. Kan nie red nie. In 1 Konings 18 vers 40 staan daar, maar Elia sê vir hulle, gryp die profete van Baal, laat niemand van hulle vry raak nie, en hulle het hulle gegryp, en Elia het hulle afgebring na die spruit Kison, en hulle daar geslag. Hulle is almal daar doodgemaak. En hulle God het nooit geantwoord nie. Hy het hulle nooit gehelp nie. Hulle God kon hulle nie red nie. Vriende, die woord sê in Psalm 50 vers 15, is die Here God wat sê, die God van Abraham, Isak en Jakob, wat sê, en roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. Markus 11 vers 24, daar het Jesus sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. God hoor ons gebede en hy antwoord. Johannes 16 vers 23, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, in die naam van Jesus Christus, sal hy julle gee. In Jakobus 5 vers 16 staan daar, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. En nou, die vurige gebed van die regverdige, ware kind van God, het groot krag. Here doen wonderwerke. In my eie lewe doen die Here wonderwerk na wonderwerk. Ek staan partykeer verstom oor die wonderwerke wat die Here doen. Daarom sluit ek af met 'n oproep op elkeen wat na hierdie boodskap luister. En ek pleit by u, vriende, maak opnuut 'n geloofsverklaring in die ware, lewende en almagtige Skepper God. Maak opnuut 'n geloofsverklaring. Ek wil Josua se voorbeeld gebruik wat die volk opgeroep het en gesê het, kies vandag. Josua 24 vanaf vers 14 tot 18, vrees dan nou die Here. Ek wil dit ook vir jou sê, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid. En verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Eufraat en in Egipte en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of julle die gode wat julle vader daar oor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Kies jy ook om die Here te dien? Of kies jy om die geldgod te dien, of die plesiergod, of die sportgod, of die liefde vir die wêreldgod? Wie kies jy om te dien? Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Kies dan vandag vir julle. Wie sal julle dien? Vriende, op godsdienst speel. Kies vandag die ware lewende God, die God van wonderwerke en wonders. Daar's net een God, wat lewe, wat van alle ewigheid af lewe, wat alles geskape het, vir jou en my op die naam ken, wat vir jou en my lief is, wat sy hand uitstrek en sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Kom na Jesus toe. Kom na die almagtige Skepper God toe. Kies hom, dien hom, volg hom, vertel dit vir almal. Mag die Here genade gee. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. U woord. U woord is soos 'n tweesnydende swaard. U woord is soos 'n hamer wat 'n rots verniel. Dit breek 'n sondige hart in stukke.
Dit praat met die hardste sondaar op 'n manier wat God alleen kan doen. Ek kan die woord net bring tot by mense se ore. U vat dit na die hart toe. U oortuig mense deur die Gees. Dankie vir hierdie woord van vanoggend. Ek wil bid, Here, U sê, U sal nooit leeg na U laat terugkeer nie. Doen dit ook so met hierdie woord in Jesus se naam. Amen. My vriende, die woord van die Here gehoor. Wees gehoorsaam. Seën vir die dag en die week. Totsiens.